woord van die Here aan Serubabel aanbring. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die weerskaar. Dan maak ek skielik, terwyl hy sê nie deur my krag, nie deur krag, maar deur my gees, kom hy maak hy daar 'n stelling van 'n negatiewe impak. En hy vra, wie is jy groot berg? Dan hoor, wat se weerstand is dat? Hy sê, wie is jy groot berg? Voor Serubabel sal jy 'n gelyke word, en hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring onder die uitroep van genade, genade oor hom. En die woord van die Here het op my gekom en gesê, die hande van Serubabel het die fondamente van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi, dan sal julle weer die dele van die leerskare na my kan stuur. As die, want wie het, as praat hy weer van, moenie geruk ag dit wat ons doen, want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daar die sewe as jy gaan naspraak, is die sewe geeste van God wat ek kan praat. Hy sê, ek lees daai vers weer, want wie verag die dag van klein dinge, terwyl die dag sewe, die oog van die Here, wat die ganse aarde weerloop, en blyskap die skiedood aanskou in die hande van Serubabel. Daarom het ek 'n gesprek en aan hom gesê, wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant en aan die kandelabel en aan die linkerkant daarvan? En ek het toen nogmaals gespreek en gesê, wat beteken die twee olyfkants aan die kant van die twee goue pype, wat goud uit hulle laat uitvloei? Toe antwoord ek en sê, weet jy nie wat het beteken nie? Ek het gesê, nee, my Heer, en hy het gesê, dit is die twee gesaldes wat met die Here van die ganse aarde staan. Here, kan hierdie woord vanmorgen ons hart moet penetreer, kan ons vanmorgen verstaan wat in hierdie gedeelte vir ons is, en ek vraag Here dat ons daar is geseën met die woord vanmorgen, en dat ons sal weet waaroor die woord vanmorgen met ons moet deel, Here. En dit gaan oor daarvan dat ons nie in ons eie kracht, maar slechts om die kracht kan staat maak, en dit wat die wil hê ons doen. Ek vraag Here, maak ons gedagte ook helder, sodat hier vir ons daardeur kan gebeur. Ons vraag in die kostbare naam van Jesus. Amen. Hy is 'n bietjie uitgebrei oor Serubabel, hy is 'n afstammeling van koning Dawid, en hy was die gouverneur van Juda, daarom in die Here hom dan eers gestuur om die stad van Jerusalem te gaan herbou. Hy was 'n leier van die eerste groep Jode wat uit ballingskap had teruggekom. En dit is waarvoor ons vanmorgen sê, daar die eerste tempel wat Salomo gebou en verwoes is, en die volk na 70 jaar teruggekeer en om daar die tempel weer te herstel. En die opdracht was aan Serubabel gegee. En daarom is dit so noodsaaklik en ek en jy ons sal verstaan, wat sê die woord van uitgang vir ons. En as hy praat van die tempel van God, dan praat hy, want ek het jy herstel. Dit is die kern van die boodskap. En as jy dit onthou en die rest van die boodskap vergeet, dan is dit goed so. Want die gedagte is vanmorgen, ek en jy moet herstel word. En die bouwer van die tempel is die Heilige Gees wat in ons woon. En as die Heilige Gees ons leer en leid ons vir die waarheid is, dan sal ons doen wat hy sê, wat ek gelees in 1 Korintiërs 3 vers 17. Die tempel is heilig, dit is julle. Hy sê, wie hierdie tempel skaad, sal God self skaad. Dan wil ek en jy vanmorgen verantwoordelikheid teenoor ons eie liggaam en ons saligheid self voor God vanmorgen. Die mens op ons lewende tyd, waar dit nog die mens die getuigheid het, om sy eie kracht, sy eie vertrouwe dinge te doen, sy eie wisheid, sy eie kennis. En ons kyk in die tyd op ons nou lewe, my kinders is nou in Haarlemse, en hulle werk vir hulle projekte wat hulle AI moet bevorder vir die motorindustrie. Dit is ongelooflik, hulle sê straalsendinghuisgebruik. Maar ons vandag is daar iets niets. Môre is dit verouderd, want die technologie volg so vinnig, dat met die AI dat jy kan baie nie. Jy weet nie waar gaan jy heen, en dit is die ergste wat sy sê. Dit is die ergste, jy weet nie waar gaan jy so reis, want jy weet wat nergens jy gaan. Jy kan nie bepaal waar jy gaan. En dit is die tyd waarin ek en jy lewe. Want nou lees ek in die woord van die God. Hy is die onveranderlike alleenwys God, wat wie toe kom die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Hy verander nie. Omstandighede in die wêreld verander. Mense sê ja, maar die Bybel is nie meer relevant in die tyd waar ons lewe. Hy is meer relevant in die tyd waar ons nou lewe, as wat hy 2000 jaar terug was. Hy is meer relevant as enigiets anders in die wêreld wat ons sien. Want as 'n volkryk
profetiese woord in Jesaja, Jeremia, daai is daar die goeie kom en klik nou, en wie kon sê dat dit soveel duisende jaar, honderde jaar terug, sou dit plaasvind in die tyd waar ons leef, waar ek vanmorgen sê, dit is hoe waar hy God is vanmorgen. En ek het baie keer op die kast afsê, ons kan nie God realiseer, en as ek die Engelse woord kan gebruik, met hom bargain, hy is God, hy bly God. Halleluja. Verskriklik is dit om aan 'n lewendige God te val, sê die woord van God. Sukses in hierdie tyd word gemeet op prestasie. En die waarde word bepaal wat iemand bereik het. En dan sien jy die mense, iemand hierdie kommissie Donker sal sien, skat ryk mense. Ook die van 39, wat oor die 80 miljoen sterk is, wat nie besigheid het nie. Almal sien hom, maar dit is nie van God, dit is korrup. Dit is die samelewing waar ek en jy, die hele samelewing is die trek van suurbeen, en ek en jy vanmorgen om ons dadelik goed, moet ons teerwerk. Dan sê maar, pastoor, kan ek een verskil maak? Jesus hang het aan die kruis van Golgotha, hoeveel mense was daar? Hy het 12 disciples gehad, waarvan die helft weggekruip het en maar een daar in die kruis gestaan. Want hy op saam met krag gegraf, dus daar 12 disciples wat gaan, en hulle verkondig hierdie wonderlike evangelie, en ek en jy sit vandag as gevolg van dit. Amen. Net van 12 mense. As ek jy môre uitgaan, ons maak 'n verskil in mense se lewens daar buite. Daar gaan mense wees gaan lees Matteus 13. Dan praat ek in die gelykenis van die saaier. Jy gaan saai met mense wat dit gaan hoor. Jy gaan saai met mense wat dit nie wil hoor nie. Jy gaan saai met mense wat tydelik dit afvat en dan sê dit is reg. En dan kom hy sê dan die einde. Hy sê soos die woord wat uitgaan en jy verstaan dit nie, dan kom die duiwel en hy steel daai saak. Wanneer jy gaan mense praat en hy gaan sê, ek verstaan nie. En dan as hy omdraai sit, dan het hy die woord vergeet. Maar die Here gee vir ons die opdrag. En Kaste Kruis dink ek het ons geleer, het ons daar verleer sommige. Die belangrikste ding van Matteus 8 en vers 19. Dis daardie woorde gaan. Ek het altyd gefokus op die ander daarna gaan en maak disipels. Maar hy sê gaan en maak disipels. Daardie woord gaan beteken aktief. Met ander ek die jou te beweging kom. Dis nie 'n passiewe ding nie, dis aktiewe aksie wat ek moet doen. En dit is so die wêreld van môre nodig. Hulle mense wat kinders van die Here is wat aktief vir die Here hierdie bres sal slaan. 'n Verskil sal maak daar buite. Nie net sal praise and worship, nie net in die kerk sal sit en die naam van die Here goed maak uitstap en sê ons het nie tyd gehad nie. Dis nie waarvoor dit. Sê die Bybel het nie teruggegaan Jerusalem toe om te sê ons is terug. Hy het verskriklike uitdagings gehad, is ek daar by tyd en aan daar waar hy kom. Maar ons leef in 'n tyd waar ons kyk wat is die prestasie van mense en hoe presteer ons. Glo as jy met net hard genoeg werk en baie tyd insit en sterk genoeg is, dan sal dit met jou goed gaan. Die seën van die Here maak ryk. Amen. Sê die woord van die Here. Dis alles nie. Nie jou vermoë nie my nie. Inteendeel, en dan gaan ek terug op Leersom se boodskap van die handskoen. Wat ek gesê, die handskoen kan nie klein vir daai panele wat opgesit het. Die hande wat in die handskoen was, is die vaardighede. Ek en jy kan nie eis wat God vir ons gedoen het. Ons kan dit nie klein vir onsself nie. Maar die gees wat in ons is die een wat ons vaardig maak om die werk te kan doen. Die Gees, Heilige Gees, gee ons die vermoë om dinge te doen. Hy gee ons die intellek, hy gee ons die verstand om te verstaan. Hy gee ons die wysheid, die kennis en die insig. En hoe eerder ek en jy dit verstaan vanmôre, makliker sal dit in ons lewe gaan. Eerder die wêreldse denke van jy moet hard werk en tyd insit om die woord van die Here 180 grade en ander. Hy sê vir ons in Sagaria 4 vers 6. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees, sê die Here in die Weerskare. Nie deur krag of deur geweld,
Hierdie woorde is nie bloot oorbrug nie. Dis 'n goddelike beginsel, beteken 'n goddelike opdrag. As 'n geestelike krag aan jou waarneem. Die genade kom uit dit wat Cerebraal gesê het. Dit leer ons die ware vooruitgang, ware oorwinning, ware vervulling van God verstaan van ons as ons hierdie gedeelte van hierdie krag opgetel, wat deur my Gees sê die Here. Met die agtergrond van Cerebraal, in 'n spesifieke tyd, is die volk uit Israel terug, uit ballingskap daar, Israel toe. En hulle vlug die stad en die tempel tot die grond afgekeer. Daar's niks meer. Jerusalem en by die tempel is 'n plek van God se teenwoordigheid. Dit moet herbou word. Jerusalem het niks meer oor nie. Ek dink die Cerebraal, ek myself van Cerebraal se voete probeer sit. My daar kom my sien, maar die stem twee steenetjies op mekaar loop. Dan toe besef ek, maar Cerebraal, hy het seker die oorloos gewees, en dit is wat gebeur. Dat wat ek net vroeër gesê het, wat ek nie gesê het, wat ek eintlik wil sê, ons kry Cerebraal hier so aan die einde van die Ou Testament, net voor Maleagi, en na Maleagi Matteus. Maar as ons sê van Cerebraal wil lees, dan moet ons teruggaan na die boek van Esra, ons moet teruggaan na die boek van Nehemia, want Esra en Nehemia is die groot boeke wat gaan met die herbou en die herstel van Jerusalem. En dan ook in die boek van Haggai lees ons Cerebraal en dan Sagaria. Alle woorde afgekyk, dat daar 4 boeke is in die Ou Testament wat praat oor die herstel van die tempel van God. Dan moet ek en jy vanmôre sê, hoe belangrik is ek en jy as God sê dat ons liggaam 'n tempel is. Dat daar 4 hoofstukke gewy word van die herstel van die tempel, dan moet ek en jy ook kennis neem. Bewus wees van hoe belangrik is hierdie tempel. Dat God 4 hoofstukke gewy het om sy aanbrengsplek te herstel onder sy kinders. En dit is wat vir Cerebraal was. Die taak rus op die skouer van Cerebraal, wat deur God aangestel is, wat die volk moet lei, en wat die stad moet herbou en die tempel moet bring. En dit is 'n moeilike opdrag vir Cerebraal. Daar is geweldige teestand van die vyande wat die werk wil stop. En dan onthou, ek het vir u gesê, toe daar die ballinge weggeneem is, het hulle nie al die Jode gevat, hulle het die slimmes, die begaafde mense gevat. Hulle het, ek wil amper met alle respek sê, hulle het al die doodsvleiers agtergelaat. En toe hierdie volk terugkom, toe sê hierdie mense daar, hulle is negatief ingestel om hierdie stad te herbou. Ek het was toen al die tyd gepraat van die jakkals wat jy die hier ontspring, so swak as gehalte van Berkery, wat hulle gesê het. So hy kom terug en hy bedoel, buiten dat hy hierdie volk moet weer aangaan met skrif van God se wil, en hy die tempel moet herbou, is die teestand wat hy kry van die mense wat daar is. So dit was nie 'n maklike taak vir dit. En so is dit ook nie vanmôre ek jou maklike taak, so dit genoem, hoe lyk die wêreld daar buite, om uit te gaan, die mense te leer aangaan in die woord van die Here, en hulle tempel waar God wil woon, ook te herstel. Dis nie 'n maklike taak nie, almal sal sê, ek luister gister daar, as statistiek van iemand wat praat, hy sê, ek weet nie wie was dit, hy het gesê, Amerika was so 'n paar jaar terug, die Christendom so 85%, en ek kwessie van 'n paar jaar, het hulle geval van 60%. Dis mense wat sê, hulle is Christene, maar nie actief betrokke by die Here is nie. As ons kyk na ons eie land, dan sal jy sê, baie mense sê, hulle is Christene, maar hoe actief is ek en jy, en mense daar buite, aangaande die teen koninkryk van God. En dit is wat vanmôre die uitdaging is, dat ek en jy dieselfde plek in die posisie as Cerebraal is, die goeie van julle. Ons is in dieselfde situasie, ons moet uitgaan, ons moet 'n verskil maak daar buite, want dit is chaos, en die mense is negatief ingestel, hulle stel nie belang nie. En as jy praat iets van godsdienst, dan waar hulle rug met hulle loop. Ek het op die van Kuinlaag vertel het van, waar was my kwartier op die mentorgroep. Ek het 'n kollega gehad, ons later kollegas geword. As ek sê, as ek gestap het, dat hy uitgestap het, hy het niks meer te doen. Ook een kind, ja.
En ons, Verena, Willie was nog op skool, ons gaat af universiteit toe. Probeer. Toen ek so bestel, Vesraai kyk, dis wat as ek van die popvis. Ek sê vir my vrou, wees jy verskoon my, ek gaan gauw op die straat toe. Dat hy altyd verstok, hy is verskrikkelijk die vrees, as ek verstok. Net hy is naast die wakker. Ek sla, ek groet op, sê, ja, dan gaan ek weer. Maar ek weet, hy gaan sy verstok opkwam. Sy verstok is woordbrood, dit is ek. Daar raak ek in my gesels. En as het gedeeld word in die Louis skade, hy is een kliniese sielkundige. Hy wil sê, if you know me, you will love me. Die einde van die saak is, daai oud, die mentorgroep, die bestuid word, die werk op my doen. Hoekom? En toch een kry waar ek nie kon weggaan. Hy was gedwong om daar te bly. Die Here het my net daai kompetitief gegee om sê oor die Isa gewete. En die verwagting wat ek gehad het, dat hy sal inskakel by ons mentorgroep, was glad nie dit nie. Maar ek het meer gekry as wat ek verwag het. So die Here gee ons geleenthede. En ons is nou nog eintlik vriende. Ons was snarlik baie klas, ek was 'n paar keer in die kerk ook gewees. Maar ek wil sê, vanmorgen ek en jy moet die geleenthede gee. En gebruik wat die Here vir ons gee. Om tempels en mense se lewe te herstel. Om by God uit te bring. Hy hierdie seriemal op die volk lei. Hy moet 'n hart opbou. Hy moet totaal oorweldigend. En die die materiaal was daar, die vakmanskap was daar. Alles was negatief geweest. En seriemal is so, kyk, hy sê, hy het hele skuldig gevoel, want hy die prentjie van Salomo se tempel, al die pracht en praal, die goud, al die bome van wat daarin is, die boomstompe wat goud oorgetrek is, die sederhout wat van bo af gekom het, wat in daardie tempel was, 'n lus vir die oog gewees, maar dit is aan God gewy, want Salomo sê, hy moet net die beste vir die Here gee. En nou kom Serubabel en hy sê, maar syne kan nie vergelyk met dit nie. Moet jy nie vergelyk met wat nie. Die Here woon in jou hart met 'n spesifieke rede, wat spesifieke doel, dis wat ons gaas gegee het. Dis wat ek altyd na ander gawe gegee het. Ons al nie bloukar bedry nie. Het ons verskillende gaas gegee, wat ons verskil van mekaar. En as ons allemaal dieselfde gawe gehad het, ons selfde lief was, dan was dat probleem. Dit is hoe ons moet te kry trek en afsonder. Want God sê, die Here het Serubabel gesê, herstel die tempel volgens Salomo se tempel. Hy sê, herstel net die plek waar ek moet woon. Herstel net die tempel, dat ek weer in julle binnenkom het. Die boodskap is sterk en duidelik. Die werk wat voor hulle lê, sal nie deur mense krag voltooi word, maar deur die werk van die Heilige Gees. Daarom sê, wanneer God sê, die deur krag weer geweld is, spreek ek direk met die mense natuurlike vertrou, op sy eie verhoor, om homself te vertrou met dit te doen. Die terme nie deur krag of deur geweld, en jy kan 'n bietjie huiswerk gaan doen. Dit beteken die term, die krag hierso, en geweld. Fisiese krag, met ander woorde, sterkman syndroom. Het is militaire macht, met ander woorde, strijdman se politieke invloed en persoonlike vermoëns. Met ander woorde, als wat menselijk met dit doen het, is my God aanneemlik. Hy gebruik wel dit tot sy voordeel van sy, mis ons met sy wil wandel. En laat ons in noodzakelijke ek en vanmorgen weet, dat God dit ons vermoë gegee. God maak het duidelik dat geen van hierdie dinge voldoende is om sy werk te voltooi nie. Ons kan nie God se werk voltooi deur dit wat ek dink en moet doen nie. Ons kan nie die kerk bou en sê dit is wat die Here wil hê ons moet doen nie. God het nie 'n gebou self.
Hy behaal ek en jou. Dit is die tempel waar hy woon. En hy lê ons vanmôre daardie tempel herstel, sodat hy ons midde kan woon. En wanneer ons by mekaar kom, dan is ons eendragtig, ons deur dieselfde gees eendragtig. Ek het nie ander gees in my as juist die gees van God in my. Ons raak uitgevoed, want ons Here kan voluit ons eie krag. Was toe Dion so tyd terug statistiek uitgestuur, ek kan dit nie onthou. Maar hoeveel predikers elke jaar die bediening verlaat as gevolg van uitbrand. Ek het 'n persoon in my gemeente, sy sê eendag vir my, as toe kan ek die geslagsal die vergadering toe gaan. Jy sê ek wil nie wat die skapers wat jy maar op. As jy loslaat die tegenwoordigheid. En dit is so. Ons veroorsaak meer probleme oor mekaar as wat ons by mekaar maak. Enige kerk het geskeur as gevolg van woorde. Dit is in Johannes 13, vers 35. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. As julle liefde onder mekaar het. Nou ek sal daarvan alles wat die boodskap moet sê. Op daai vers te wees, hy sê, daar is soveel liefde, sou jy kyk op die saamkom. So dit het daar. Al soveel liefde onder mekaar wees, dat het hart uitdruk. Maar as ons stap om te sien wat daar is, kan dit leer. Daar is 'n kind. Daar is 'n kind. Johannes 13, vers 35. En wanneer die sukses behaal, dan wil ons die roem vir onsself vat. Dit kom terug na die boodskap op die Sondag. Die aanskoot is ek en jy. Maar die gees van God het gesê, is die antwoord in die aanskoot is. En ons kan nie God se weerspieëling in die Sondag sien. Dit is skryfskap het jou. Ons kyk as sy die boodskap. Hierdie liefde van julle moet as ware hart en duidelik praat. Mense moet daarna kyk en sê, kyk net, daar is 'n volgende. So ons liefde met hart en duidelik praat. Nie ons kritiek. Selfs terwyl daar Sondag met ons liefde hart en duidelik praat. Selfs terwyl hulle wat ons vyand is, met ons liefde hart en duidelik praat. Selfs hulle wat ons nie van hou nie, met ons liefde hart en duidelik praat. Ek wil vanmôre vir sê dat die mense kan sien wat dit is wat liefde is. Dit is God se liefde. Hy sê jy kan ons hier vers 8 leer. God is liefde. Hy sê God het liefde. Hy sê God is liefde. En dit is daardie liefde wat ek en jy demonstreer. En almal wat ons kan demonstreer, is wanneer ons hart gereinig is en geheilig is deur die woord van God. Daarom maar voor vir sê, kom ons bly dat ons dit gaan moeilik gaan. Want selfs Moses toe hy kom by die Here, hy sê, en hy kom by Jethro, hy sê, ek kan nie meer met hierdie volk, dit raak my te moeilik, want en ek kry die vreemd, Moses staan as al die mense met die probleme kom, die een na die ander, langer ry, van vroeg tot moeg,
moet hy mense se probleme uitloop. En sy skop maar Jethro sê vir Moses, luister. En hulle doen het vandag op die Jethro beginsel. Stel vir jou 1000 baba aan oor 100. 100 oor 50. 100 oor 50 en 50 oor 20. En 20 oor 10. Met andere wat ons vandag ken, die piramide, wat strukture. Dis die Jethro beginsel. Die Here sê, jy kan nie alles doen. Dieselfde van predikers. Hulle kan nie alles doen nie. En skape moet lam. Dit is die beginsel wat die Bybel het. Stel die herde met hulle voet, maar die skape moet die lammertjies maak. En dit is kom dit belangrik is dat môre wat hierdie sit, die herbou en herstel van die tempel van God, dat hy na die ballingskap, met die moeilikheid kry. Ek en jy, in ballingskap as in die wêreld, het ons tot bekering gekom, die Here het ons harte gewerk, maar nou moet ons daardie guns wat ons uit God se gawe ontvang, het ons wat ons ontvang, moet ons ook aan ander mense van gee, en dit vir hulle gaan leer. En hulle moet ons liefde gaan demonstreer, want die Here het julle ook lief. Amen. Maar die feit van die saak is, ons kan nie bly, sodat ons bly toe ons hier gekom het nie. Ons moet verander. As ons nie verander nie, dan beteken dit niks nie. Ek kan nie onder die woord van God bly sit en nie verander nie. Dit sal verandering maak. Want die Heilige Gees sal met jou praat. Hy sal met my praat. En daarom is dit noodsaaklik. En Moses gaan, hy sê, hy kan hierdie volk is vol te veel. Hy kan dit nie hanteer en sy skoonmaar het gesê, dit is wat jy moet doen. Kry vir jou hulp. En die wêreld het hulp nodig. Ek en jy is daar die hulp wat God afgestel het, die dag dat ek en jy tot bekeer kom, om die mense wat daar buite is ook te gaan help. En hulle sê, lieflik, ek geef jy een meer uitnemende weg, dat jy kan wand as wat jy nou doen. Daar is mense wat jy gaan probeer help, maar hy wil nie gehelp word nie. Maar daar is mense wat soekend is, en hy weet nie waar om te kry nie. Maar ek kan dankbaar wees dat die Here ons skielslaaspak gekry het. En teenoor die waarheid is, ons kan dankbaar wees vir gebeure wat met ons plaasgevind het, wat ons by die Here uitgebring het. Ons kan dankbaar wees vir dinge wat ongunstig in ons lewe was. Want daardeur het ek die Here leer ken. Maar as jy terugkyk, ek het aandag gesê, die duiwel wil altyd vir jou sê, as jy begin die pad van heiligmaking nastreef, dan kom die duiwel en sê vir jou, maar wat hou jy dit en jy dit gedoen? Die voordeel is vir ek jou vanmôre. Ons gesê, verwys na die kruis, dit is betaal, dit is my. En volg met dan. Jy kan ons sê, wie wat? Ek het nie meer verlede, maar ek het die toekoms. Maar jy, jou toekoms, weet jy wat wacht jou. Jy weet wat jy toekoms is. So, moet jy laat die duiwel met jou op die bos ry. Moet jy dit wat verwijt is, jou bedaal nie. My vrou, vooral toe ons jong was, het ek getop oor alles. Sy het die slechte gehoorde gehad om dit te sê. Jy kan nie gister gerook skoop nie. En dis nie wat ek wil gehoor het nie. Dit is nou wat jy kan nie gister gerook skoop nie. Gister is het my. Ek wil morgen vir sê, maar nie dat die duiwel. Ek moet so dit sê, ons is so armlastige parties. Dat die duiwel gaan ons met ons verstaan. Ons moet nie daar kom nie. Ons moet nie daar kom nie. Een die beperking van menslike kragstaak om mekaar te krag van God. Maar die Here sê, waar deur my gees verwys hy na sy eie teenwoordigheid. Die werking in die lewe van sy volk en hernie. Die Heilige Gees is nie bloot aan straf en ontsit, dis nie so ver is. Hy is die lewende God aan werk. Hy lei, hy bemagtig, hy transformeer, hy verander lewens. In moeilike omstandighede gee hy uitwerk. Die Gees gee krag om by mens self te sit. Die krag is nie bloot fisies doen, maar is geestelike krag.
Dit is wat ons sien baie keer by mense. Dit gaan nie goed met hulle, dan vra jy, maar hoe kan hierdie mense nog blydskap toon? Want die Gees van God is. Dit gaan nie oor die omstandighede soseer as wat hulle die teenwoordigheid van God herken en verstaan nie. Dit stel ons as mens op 'n plek waar ons kan sê, Here, dankie dat ek U kan ken, en dankie dat U my weer die naam geroep het. Dankie dat ek my lewe vir U kon gegee, en dankie dat U dit vir my betaal op die kruis van Golgotha. En vanmôre is dit so belangrik dat ek en jy sal kom op 'n plek, dat ons sal weet dat ons lewe krag neem. Ons kyk na die geskiedenis van Samson, hoe hy sy lewe opgemors het, maar tog, wanneer die Gees oor hom gekom het, wanneer die Gees oor hom gekom het, dan sien ons van al die jakkalse, hulle sterk aan mekaar, se vakkels aan, en steek al die Filistyne se goed aan die brand. En dan sien ons sy laaste, toe sê hy, Here, gee my genoeg krag. En daardie Kolosseë staan, en hy gaan rus teen daai pilare. Hy sê, Here, gee my net genoeg krag om my te breek vir een van my oë. Nie vir my oë nie, vir een van my oë. En die Bybel sê, meer mense het daardie dag gesterf, as wat hy sy hele tyd doodgemaak het. So God se krag is nie, hulle praat van heilige krag, dynamiskrag, is die hetzelfde as dynamiet. Dis ontploffende krag as ons dit toelaat. Dit verander omstandighede, want ek het eintlik is onmoontlik. Maak die Here 'n weg. Hy gebruik nie perde, ruiters en strydwaans nie. Hy gebruik die elemente wat gehoorsaam is vir hom. So het hy van hulle deur die Rooi See 'n pad gemaak. En toe daardie Jode deel is nie, Egiptenare kom toe maak hy die pad weer toe vir hulle. Hy gebruik die elemente wat hulle is gehoorsaam, hulle doen wat hy sê. Dis tyd dat ek en jy by die plek kom wat ons doen wat God vir ons vra om te doen en sê vir ons om te doen. Want hy sal jou nie stuur op 'n missie wat jy sal misluk nie. Hy het nie gesê waar Israel toe gestuur om die stempel te hou met die wete dat jy gaan misluk nie. Want dadelik het Serwal al die probleme gesien. Hy het gewonder hoe gaan hy hier deurkom. Maar die Here het hom klare opdrag gegee. Die Here het geweet hy sal suksesvol wees. Wat Sagarias sien, met die kandelaar en die olie, 'n goue kandelaar sy, wat voortdurend van olie voorsien word. En hierdie kandelaar verteenwoordig God se volk, terwyl die olie die Heilige Gees symboliseer. Wat vir my sterk hier na vore kom, daardie lig wat God verteenwoordig in ons lewe, is afhanklik van die olie. So die lig wat ek en jy straal, kan nie sonder die werk van die Heilige Gees in ons lewe werk. En ek en jy die werk van die Heilige Gees in ons lewe nodig, sodat God se lig deur ons kan straal. Daarom sê hy van Matteus 7, in die bergpredikasie, die vers 12, vers 12, maar julle is die lig van die wêreld, en julle is die sout van die aarde. En aldag sê ons wat die sout van die aarde wees, al spreek onder mense julle, dat ons die sout is. Maar vanmôre vir jou kind van God, kom ek en jy kom, dat ons die lig wat God deur ons laat skyn, dat mense kan sien, dat dit sigbaar is. Wat daardie toenemende vloei van die is belangrik in ons eie lewe. Dat ek en jy vanmôre sal verstaan, ons kan nie sonder die werk van die Heilige Gees doen nie. My vrou sê altyd, maar ek het getros as sy 'n fout gemaak het. En die dag toe ons al sê my klein dogter is nou 3. Toe sê sy, ouma, smaak nog nie meer daar is nie. Nou ek was 'n engele. Of waarom altyd 'n engele? Dit niet. So alles dinge in die Gees sê die woord van die Here. En hierdie waarheid wat die woord vir jou sê, dat jy kan nie sonder die salwing van God lewe. Ons kan nie sonder die salwing van God nie doen nie, want dan is dit ons eie krag. Dan kom hy daai gedeelte wat geskiede, duik hierdie berg op. Eers kragtige uitspraak in hierdie gedeelte van God. Dan vra hy, wie is jy groot berg? En die Here gee 'n dadelike antwoord.
Dit word aan Engel. Hy sê, ek sal hierdie werk sal ek gelyk maak. Met ander woorde, die obstacles, dit wat jy sien wat in jou pad is, wat jy bekommerd maak, dit wat jy, gaan ek vir jou gelyk maak, en vanmorgen wat ek vir jou sê, as jy sit vanmorgen met finansiële probleme, as jy sit met gesondheidsprobleme, as jy sit met huweliksprobleme, maak saak wat jou probleme is nie, as jy iets nie uitgesorteer, dis daar die berg wat voor jou lê, wat cerebraal gesê, maar die Here sê vanmorgen, as jy die geloof van 'n mosterdsaad het, sal jy vir hierdie berg skei. En dit is waaroor dit gaan. U sal verstaan wat ek die tyd terug gesê het. Geloof hier, Hebreërs 11 vers 9, geloof dan 'n vaste vertroue die dinge wat sloop, 'n bewys van dit wat ons nie sien, maar geloof en vertroue is hand aan hand, dan is getrou. Jy kan nie geloof hê sonder vertroue nie, en jy kan nie vertroue hê sonder geloof nie. So jy moet geloof en vertroue in Christus hê. En as jy geloof en vertroue het, dan sal hy hierdie werk vir ons gelyk maak. Maar hy sê, alles wat julle my naam vra, dit sal ek vir julle doen, sê hy vir ons Johannes 4 vers 1. En alhoewel hy is 'n waarmaker van sy woord. En as hy dit in sy woord vir ons gegee, dan is dit die waarheid. Want hy is die weg, die waarheid het geleer in Johannes 14 vers 16 vir ons. Hy sê vir hierdie vers, hy sal die struikelblokke vir julle wees nie. Maar God verklaar dat hierdie werk gelyk sal word. So werk sien ons in die geskiedenis van die Bybel toe Goliat van die Filistyne die volk uitdaag. Kom met Dawid terwyl almal daar staan, baie bedoud op hom. Terwyl het Goliat daar staan, die ander het 'n reus gesien. Dawid het gesien die werk God deur hierdie groot reus te laat val. Met 'n klip. Eerste sal trek my wapenrusting aan. En het Dawid se woorde toe hy seker probeer, toe hy aanpas, sê ek kan nie met hierdie goeie probeer. Ek kan die salwing van die Here nodig. Ek het die wêreld metodieke nodig. Dit is waar die wêreld as gevolg is, as gevolg van wêreld metodieke. Hy sê ek moet vry wees sodat God se Gees deur my kan werk. Ek hierdie reus met een klip. Dat is jou. En dit is wat die Gees van God in ons werk. Dat in ons afstand van die woord word. God gee nie die opdrag om te begin nie. Maar hy gee die opdrag dat Zerubbabel die tempel moet voltooi. Gaan voltooi die tempel. Die werk wat Zerubbabel begin het, sal weer op voltooi word. Daarom sê hy ons in Filippense 1 vers 6, hy sê, omdat ek juist hierop vertrou, want hy met die goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot die dag wanneer die van Jesus Christus. Dan wanneer wat die goeie werk wat hy ons doen, en dit die dag die jy gebore is, het hy goeie werk in jou begin. En ons het verval in ellende, en dan ons spog as ons op bekering kom. Een prediker het ons gesê, destyds gesê, maar moet nie ons spog, maar hy was nie. Hy sê, jy moet opgekost dat die Here moet vir jou gee, nou moet die spog kom, moet jy het verskel. Jy moet 'n skaap te jou kop laat sak en van die man af gaan vertel. En dit is eintlik die waarheid. Dit jy sê, dit is nie jou birthday wie jy gebore is nie. Dit is jou earthday. Psalm 139 van vers 12 sê dit ons so mooi, gesê dit ons weer op toe Psalm 139 vers 12. Want hy praat selfs van God se teenwoordigheid is duisternis lig. En dan gaan hy dan vertel hy hoe kosbaar skat jy Psalm 39 vers 12. Hy sê dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die nag. Hy sê wat u het my diere gevorm. By die moeders skoot gebeur. Dit staan in die kant. Weerkuns is delikaat. Dit is nie sommer net aan mekaar te sit. Dit is iets kosbaar, dit is delikaat. Gaan vers 14. Hy sê, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke. En my siel hier dit al te groot. Ek gaan iets doen wat ek nooit doen. Sê ja op die bos. Sê ja,
Ek aanvaar dat U my wonderbaarlik geskaap het. Vers 15. Hy sê, my gewete was vir U nie verborgen, vir ek nie geheim gemaak is. Christus gebede in die dieptes van die aarde. Hy sê vers 16 in die laaste. Die oor my ongevormde tong gesien, en in die boek is hulle almal opgeskryf, die daad dat alles bepaal was. Nog geen een van hulle daar was. Waar is dit? Voor die skepping. Voor die skepping was hy gewees. In God se almagtig. Voor die skepping het hy geweet, ek en jy gaan vandag in die kerk gaan sit. Want daar sê Psalm 39 vers 16. So moet jy self nie minder ag as God jou ag nie, want jy is so waardevol dat hy aan die kruis gesterf vir ek en jou. Hy het sy lewe gegee vir ek en jou. Soveel waarde het jy. Dit is nie te sê, nou kom ons by Romeine 6 vers 1, hy sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meegaan word, hy sê nie stellig nie. Daaroor ek moet toelaat in die Heilige Gees in my werk, dat ek daardie ding wat verkeerd is, wat vir God nie aanneemlik is nie, dat het sal afval, dat ek God alleen kan behaag. Want ek is wonderbaarlike dinge gemaak. Omdat ek juist daar hierop vertrou, dat hy wat goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot die dag van Jesus Christus. In die lewe van ons gelowiges beteken dit dat ons nie net op God moet vertrou vir die begin van die proses, maar elke ding wat ons aanpak, wat ons sê, Here, dit is 'n groot uitdaging, maar ek sien kans daarvoor. Dit is 'n groot dag, want U het my gegee tot U weet ek dit sal nie misluk nie. Matteus 16 kom, Petrus en Jesus staan daar waar groot rots, daar in Caesarea Philippi, en hulle kyk daar waar die rivier uit die grond uitborrel. En die oude tempel staan so reg opgegaan. En dit is dat begin glo te sien, die ingang tot die doderyk Hades. Die waar geglo die afgod bly. En Jesus kyk so, en hy sê vir Petrus, dis daar waar ons, hy sê, jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Hy wys in die stoorte van die doderyk, daar sal nie oorweldig. Daaroor Petrus, hierdie evangelie wat ek vir jou mag gee. En as jy nog net, as op die kruisiging staan Petrus en hy maak sy hande warm by die vuur. Hy sê nie, hy ken nie Jesus. Hy ken nie Jesus. Hy het die belofte gevat dat hy die kerk sal opgebou word, hy sal die kerk lei en ander. Hy het geweet, want het is vir hom gesê. Maar toch gaan hy daar so by die kruisiging en hy gestaan by vreemde vuur en hy sê, ek ken hom nie. Jesus is nog nie verwerk nie. Hy kom jy afsluit en hy sê, Petrus, het jy my lief? 3 keer het jy gesê, jy ken my nie. 3 keer vraag om, het jy my lief? Petrus, ja, hy sê, ja, jy weet. En ons kyk en nader hoe Petrus die kerk van krag tot krag. Halleluja. Toe sy eie was, het hy ons gelukkig gemaak daarvan. Want die gesalm in die gees van God kom is, die maak is sukses daarvan. Die kerk is zwaar gekruid, begin groei, ons lees in plek, tot 3000 mense kom. En dit is gewoon ek en jy afhankelijk moet wees op die Heilige Gees. Die werk wat hy ons begin, dat ons het sal volhou, dat ons nie sal afwater. Ek verstaan, dit is groot uitdaging wat ek vergeet, maar laat ek dit dan wel doen. En verder 'n belangrike aspek aan hierdie boodskap is die waarskuwing van klein begin. As jy maar nie die klein begin verwag. Maar jy omdat dit klein is, dit werk nie. Daarom sê hy sy dood, waar 2 of 3 saam is, daar is hy teenwoordig. En as hy dan verklaar, my liggaam is die tempel en ek saam kies het, dan is ons met dieselfde gees deurdronge. Dan is God ons teenwoordig waar ek gaan. Hy los my nie dat ek alleen gaan
en die ou vertrouw my terug nie. Hy is met my, dag en nag. Maar die oomblik as ek en jy saam is, en dit is soos Maria toe sy haar suster gaan groet. Elisabeth gaan ontmoet met Johannes Saul. Toe hulle groet, het Johannes by die gees gevul, en sy ma se ryk beweeg. Dit is die saam van God oor ons lewe bewerk môre. Die kleine, die vandag die Here sê, ons voel dan, Here maar ek doen in waarheid. Dat ek môre vir jou sê, as jy aansien soek, is nooit nie by God soek. As jy erkenning soek, nooit nie by God soek. As jy die limelight wil soek, nooit nie by God soek. Soek sy wil. Halleluja. Soek sy opdrag in ons lewe. En dan kan ons vanmôre by 'n plek kom wat ons sê, Here, dit is nie vir my belangrik nie, maar wat ek doen nie, maar dit is belangrik wat U wil hê ek moet doen. Weet ek 'n skoolsuster gehad wat, ek dink baie mense swaar aan hoërskool beweer. As ons gaan oplaai het, ek altyd gegaan. As jy na hospitaal is, dat ek kan gaan haal, is het gebeur dat ek kan gaan haal. En ek het altyd vir die staanspoor aangegaan as my broers en vrou. En ek skaam my nie vir haar nie. As het dalk my vrou was so, maar ek skaam my nie vir haar. Want die mense ken my. En dit is ook every day. As ons die Here ken, gaan die mense weet jy se kind van die Here. En die opdrag wat hy wil gaan doen, gaan raak met mense alles in jou kind. Alhoewel ek vanmôre die broer gesê, kom ons begin jy na die Here wil sê, al is dit hoe klein. Al is dit om vir mense te bid. Al is dit om by mense net te bel om te hoor hoe gaan dit. Net laat nie uitdruk. Dat wil die hart sal praat. So Johannes 13 vers 35 die boodskap sê. Dat het hoorbaar sal wees. Maar wat ons môre af moet verklaar, dat ons sê, dat ons afhanklik is van die Here. Daar ons die Sagaria 4 vers 6, moet ek nie deur my krag of deur geweld, maar deur my gees. En dis 'n tydlose vers wat in ons tyd ook nog geldig is. In 'n wêreld wat fokus op selfstandigheid en prestasie, wil die Here nog steeds vir ons sê, deur my gees. Deur my gees sal julle die dinge bereik. Daarom roep die Here oor elkeen van ons. Sê luister, wat ek woord sê. Nie deur krag of geweld, maar deur my gees. Here, ons dank U vanmôre vir die woord wat ons op ons hart wil bespreek. Here, dankie dat ons weet die woord is die waarheid. Here, geen opsig op ons die woord afwater of herdefinieer nie. Ons wil dit door die Gees van God in ons sê. Ons wil vra dat U ons sal leer, dat U ons sal lei. En dit wat die waarheid is. Here, dat ons op 'n plek sal kom, wat ons sê soos Dawid weer soek praat. Ja, kyk maar ongeregtigheid is. Miriam, toe hulle teen Aaron opstaan, die roep U vir Miriam en Aaron, en U spreek hulle aan. En ons lees in daardie gedeelte in Numeri, dat Miriam die laaste beslaan is. Ons het teen U wil gegaan. En Here, ons wil nie daai plek kom wat ons teen U wil gaan en stil staan, want ons ongehoorsaam was terwyl U dit vir ons bewuslik gehoorsaam gemaak het. Daarom vra ek vir elkeen wat vanmôre in hierdie kerk gebou is, dat Jy sal toeval met die liefde en genade. Here, dat elkeen vir ons wysheid, insig en kennis sal gee. Here, wat meer, so daar 'n ou koortjie wat sê, ek het 'n verlang na Jesus. Verlang na U, dat ons dit sal hê. Here, dit is 'n jong man wat as sy bruid verlang.
wat enige iets sal doen om waar uit te kom. Here, so wil ek vra dat ons, as die bruid van Christus, ook in afwagting is vir die bruidegom. Ons vra dat ons bediening maak.